Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag die 7de Maart 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie dat ons op hierdie aarde van U kan lewe. En Here, die oomblik wanneer ons half onbelemmerd lewe, ons is nie siek nie, dit gaan goed, is dit great. Maar Here, is ons so broos, dat wanneer daar 'n ou kiem in die lug is, klein kiem, dan is ons plat. Here, en dan besef ons maar net dat ons is brose mense. Here, vatbaar eintlik vir enige ding. Here, daarom kom sê ons vir U dankie dat U ons eintlik daagliks beskerm teen 'n klomp dinge, waarvan ons nie eens weet nie. Dankie o Heilige Gees dat U by ons is, dat U in ons woon, dat U voor ons uitstap en ons help, Here. Ja, ons moet kom bely dat ons dikwels maar ons eie dingetjie wil doen en eintlik maar ons eie pad wil stap. Here, en dan laat U ons toe om dit te doen. Totdat ons besef maar dis nie die beste pad nie. Die beste pad is saam met U. Help ons, Here, om dit elke dag te doen, om saam met U te stap. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nou by Spreuke 16, wat hy daar sê die volgende, dis al baie waar, hy sê, 'n mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. Maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. En dan sal jy saam, vers 3, laat wat jy doen aan die Here oor, en dan sal jou voornemens geluk. Vriende, dit is so waar. Jy sien, as ek en jy sê die Here is in ons lewe, as ek en jy sê die Here is die koning van ons lewe, dan kan ons nie anders as om te sê, 'n mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af nie. Wanneer ek en jy sien, wanneer ons die Here werklik vertrou met elke ons van ons bestaan, ons stel ons vertroue in hom, ons gee ons hele lewe aan hom. Vriende, dan is dit so, dan moet ons mos vir mekaar kom sê, maar die laaste sê daarvoor gaan van die Here afkom. 'n Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. Dit glo ek met my hele hart. Daarom ook altyd, ek sê altyd vir julle met 'n wise counsel, wanneer jy met 'n wise counsel werk, mense wat kinders is van Here, diep gelowige mense is, en jy gaan en jy praat met hulle, en jy vra vir hulle, hoorie sou, dit is die goed wat ek wil doen, en dit is wat ek in gedagte het, maar bid saam met my, vriende, en jy gaan stel vir hulle die scenario, en jy sê vir hulle, dit is wat ek graag wil doen, en hulle sê vir jou die een na die ander, besop, dan is dit hoe God praat. En dan moet ons vir mekaar kom sê, 'n mens kan sy voornemens hê, so jy kan jou voornemens hê, jy gaan nou dit doen. Maar wanneer jy regtig op die Here vertrou, en jy sê, Here, maar wys vir my, moet ek nou in daai rigting gaan? Here, moet ek emigreer? Here, moet ek daai ou of daai meisie, is dit my ou en my meisie? Is dit my voornemende man of vrou? Here, hoe moet ek daardie werkplek, daar's 'n spesifieke pos waarvoor ek wil skiet. Here, is dit wat ek moet doen? En jy gebruik jou wise counsel, en jy bid vir die Here, en jy vertrou volkome op die Here, dan moet jy weet, die Here, liewe vriende, sy woord is die laaste daaroor, né? Die Here sal sorg dat jy kom waar jy moet kom. 'n Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. Vriende, ek glo daaraan 100%. Deur my hele lewe al het ek dit in my lewe kon ek dit sien dat as ek dit aan die Here oorlaat, en daardeur moet ons nie die idee, jy sit op jou agtersteewe en jy doen niks nie. Nee. Jy doen alles wat jy moet doen, maar jy doen dit bidtend. En liewe vriende, wanneer ek en jy dit bidtend doen en saam met die Here doen, dan sê ek vir julle, dan is dit waar wat hier so staan. Ek het nogal so 'n dingetjie hier bygesit. Ek het net gesê, baie waar, né? Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. As jy dit aan die Here oorlaat, maak nie saak op watter vlak dit lê nie, as jy die Here inlaat in jou lewe, as jy die Here vertrou met jou hele hart, siel en verstand, vriende, dan sal jou voornemens geluk. Want dan gaan jy mos in lyn wees met die wil van die Here, nie waar nie? Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. 'n Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. Mag dit waar wees van jou en van my ook vandag.
Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.